Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 21ste Oktober, Koffiekuier 984. Soos julle weet, is ons die afgelope tyd besig met die tweede brief van Paulus aan die jong Timotheus. En waarin Paulus as het ware so half vir Timotheus 'n klomp laaste opdragte gee, eintlik dit op die hart druk dat hy met die bediening wat aan hom toevertrou is moet volhard en dat hy die woord moet verkondig. Die groot fokus van Paulus daarop is om te sê, moenie toelaat dat allerlei dwaalleer of goed jou fokus wegvat van dit wat God op jou hart gedruk het om met die gemeente, spesifiek in Timotheus se geval dan in Efese, te deel en om hulle toe te rus vir hulle lewe as koninkrykskinders nie. Nou, ons het Vrydag, vriende, daardie bekende gedeelte gelees in 2 Timotheus 3 van vers 14 af tot aan die einde van die hoofstuk toe, waar Paulus dan skryf om te sê, die hele skrif is deur God geïnspireer, vers 16, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Nou hierdie 4 goed wat Paulus dan nou noem, is ook nie maar net om te sê, jy het dit nou gemaak nie. Hy sê die rede daarvoor is sodat die man of die vrou wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk. In ander woorde, wanneer ek en jy die woord lees, wanneer ons dit oordink, dan help dit ons om in die waarheid onderrig te word, van wat vra God regtig van ons, waarmee is hy besig, hoe wil hy ons gebruik in sy koninkryk, wat is die waarheid van geloof in Jesus Christus, om dwaling te bestry, om allerlei teorieë wat dan nou in stryd is met wat die Here wil, om te sê, maar dit is nie waar nie, dit is nie God se wil vir ons lewens nie, om daardie verkeerdhede in ons lewe, ons is mos maar sondaar mense, ons gebroke, maar om dit ook reg te stel, om vir ons te wys, waar is dit, wat daar fout is in ons lewe, sodat ons daaroor kan werk onder leiding van die Gees, om op daai punt te kom wat ons regtig leef, soos kinders van God, die regte lewenswyse te kweek. En dan sê Paulus, hierdie goed word gedoen, sodat ons volkome voorberei en toegerus kan wees, om hierdie lewe, wat die Here vir ons gegee het om te leef, waar hy ons roep om as sy verteenwoordigers hier op aarde te leef, om dit goed te kan doen, om dit te kan doen met, soos wat ek Sondag in die erediens gesê het, met 'n toolbox vol van die regte tools. Nou vriende, ons het gepraat daaroor en gesê, die woord van die Here is ons grootste stuk gereedskap, die belangrikste stuk gereedskap wat ons het, sekerlik. Maar dit is ook 'n woord wat gelees moet word onder leiding van die Heilige Gees. Die gereformeerde teologie, waarvan die meeste van ons deel is, sê, God regeer sy kerk, vir my en vir jou, deur sy woord en sy Gees. En ek het dit ook Sondag onderstreep, en dit bring my vanmôre by die gedeeltetjie daar vers 16, waar Paulus skryf en sê, die hele skrif is deur God geïnspireer. En ek wil dit onmiddellik sê, ek glo met my hele wese, dat hierdie woord van God is. Dat dit God se woorde aan my as mens, aan ons as mensdom is, om sy besondere wil vir ons te openbaar. Maar dan moet ek ook by sê, ek dink dat ons baie keer in die skrif, in die Bybel, goed inlees met vertalings en eksegese en al daai goed, wat nie noodwendig altyd is soos wat ons dit dink nie. Byvoorbeeld, wanneer ons hier in vers 16, wanneer Paulus sê die hele skrif, dan praat hy van die hieragrammata, dis die Griekse woorde wat gebruik word, wat verwys na die heilige geskrifte, die geskrifte wat van geslag tot geslag oorgedra is, vanuit die Joodse tradisie, en spesifiek dan nou verwys hy eintlik na die Oud-testamentiese geskrifte, die meeste van hulle in elk geval. Want onthou nou, soos ek ook Sondag gesê het in die erediens, toe Paulus geskryf het, was die hele Bybel nog nie bymekaar gesit nie. Dit was nog eintlik net die Ou Testament geskrifte wat hulle gehad het. En as ons dan ook praat daaroor dat die Bybel, so wat ek en jy hom ken, van Genesis tot by Openbaring, dat dit deur God geïnspireer is, dan moet ons net so 'n oomblik 'n tree teruggee. My kerkgeskiedenis is ongelukkig nie van die beste nie, maar julle sal weet, dat die saamstel van die Bybel, die bepaling van die kanon, soos wat ons gesê het, dat dit ook oor 'n bepaalde tyd gekom het. En dat die kerkvaders van vroeër jare
die apostels en so, dat hulle op 'n punt gekom het om te sê, wat het ons nodig om buiten die natuurlike openbaring, die algemene openbaring, regtig te weet, wat is God se boodskap aan ons as mense? En op grond van 'n klomp goed, het hulle dan die Bybel gaan saamstel, en gesê, watter van die heilige geskrifte, die Hira Grammata, watter van hierdie geskrifte hoort deel te wees van God se woord aan mensdom? En dit is hoe die ontstaan van die Bybel gekom het. Julle sal weet natuurlik ook van die sogenaamde apokryfe boeke wat nie noodwendig enige iets wat in die Bybel staan weer lê nie, of 'n ander uitbeelding daarop het nie, maar wat die ouens gesê het, eintlik alles wat daar staan is reeds ook hier opgeneem, so ons volstaan met die kanon, met die kanonieke boeke. Gaan lees 'n bietjie jou kerkgeskiedenis sommer weer, en as ek dan nou iewers iets verkeerd het, is jy welkom om my reg te help. Ek gee my definitief nie uit as 'n kerkgeskiedkundige nie. Die punt is, vriende, wanneer ek en jy hier lees, en ons bely dat die woord deur God geïnspireer is, dan is die vraag, wat bedoel ons daarmee? Want deur die jare het daar ook verskillende inspirasieteorieë gekom. Van die klassieke vroeë jare uitbeeldings was gewees dat die Bybelskrywer gesit het, hy stuur so in die verte in, en dan is dit asof die Gees hier in 'n prentjie agter hom in sy oor fluister, en hy skryf net outomaties neer alles wat die Gees vir hom sê. Dis die meganiese inspirasieteorie. Daar's 'n klomp ander ook. Ek wil nie op die detail daarvan ingaan nie. Maar die feit is dat ek met my hele hart glo dat God die skrywers van die Bybel, wie dit ook al almal was, sommige weet ons van, sommige weet ons wat is die omstandighede en die konteks gewees waarin hulle geskryf het en die doel waarmee hulle bepaalde briewe of boeke geskryf het, ander weet ons baie minder van. Maar ek glo met my hele wese dat God deur sy Gees mense begelei het, mense geïnspireer het om te probeer sin maak uit hulle lewenskonteks vanuit hulle verhouding met God die Vader, Seun en die Heilige Gees. En daarom is hierdie boodskap geskryf in verskillende genres, verskillende literatuurstyle, maar om vir ons te kan sê, dit is die woord van God. As ek en jy wil weet waarmee God besig is in ons lewens, ons het niks meer nodig as hierdie woord van God nie. Ons het nodig dat die Gees ons help om te verstaan en om te verklaar en om sin te maak en toe te pas, want ons kan ons nou nie 2000 jaar terug se geskrifte net so vir vandag se lewe van toepassing maak nie, ons moet dit ook kontekstueel toepas. Maar dit bly die woord van God wat ons lees. En daarom, en dit is nou eintlik maar waarby ek wil uitkom vanmôre, wil ek vir jou vra om regtig moeite te doen, wanneer jy die woord lees, wanneer jy die Bybel lees, om dit met hierdie verwagting, met hierdie afwagting te lees, dat dit nie maar net swart letters op wit papier is nie, dat dit nie maar net woorde van Paulus aan die jong Timoteus is nie, maar dat jy altyd sal vra, Here, deur u woord ontmoet my vanoggend, ontmoet my vandag in my omstandighede, in my konteks, sodat ek kan hoor wat u ook vir my wil sê. Dis verantwoordelike Bybel lees. Dis om te gaan sê, hoe maak ek hierdie woorde van God op my lewe van toepassing nou in die tyd en in die konteks waarin ek besig is. En vriende, dan is daar mos toe verskillende maniere van Bybel lees. Daar is daar 'n manier wat hou eintlik sê ons werk die Bybel stelselmatig deur, soos wat ons in die leesrooster terecht doen, om oor 'n 3 jaar siklus so met die verskillende tekste besig te wees. Maar daar is ook die wandel in die woord, weet jy, bepaalde teks, bepaalde perikoop van, en net rustig 3, 4, 5 keer deurlees, en vra, watter woorde, dat die Heilige Gees na jou toe uitkom as ware, watter gedagtes kom by jou op, maak nie saak hoe jy dit doen nie, lees die woord, die geïnspireerde woord van God, aan my en jou, vir ons lewe van vandag. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat u vir ons u woord gegee het. Dankie dat u deur mense oor eeue heen 'n bepaalde pad geloop het, dat u hulle geïnspireer het, om ook u woord vir ons beskikbaar te maak. En dankie Here dat ons u woord in ons eie taal, in soveel vertalings van ons eie taal kan lees. Ons eer u daarvoor. Maar dan is ons gebed, Heilige Gees, dat hierdie woorde nie maar net woorde sal wees wat in 'n boek vasgevang is nie, maar dat dit
woord van God sal bly vir ons, wat onder u leiding in ons harte inslag vind en in ons lewens sigbaar word. Ons eer u dat ons so in 'n verhouding met u kan leef, en ons bid, Here Jesus, dat u ons inderdaad ook sal inspireer om hierdie woorde in ons lewens sigbare woorde te laat word. Dit vra ons in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag verder. Mag alles wat jy doen geïnspireer wees deur God se woord onder leiding van sy Heilige Gees. Geniet jou koffie en mooi loop.